Ons lees vandag uit Lukas 24 vers 27 en dan ook vers 32. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Ek het 'n vriend wat wonder oor die Bybel en hoe om dit te lees en te verstaan. Een beeld wat my hiermee help, kom van die teoloog Tom Wright. Verbeel jou, sê Wright, daar word 'n verlore toneelstuk van Shakespeare ontdek. Dis 'n wonderlike drama, maar daar's 'n probleem. Die laaste deel van die toneelstuk het net verlore gegaan. Die eerste paar bedrywe is daar, ons leer die karakters ken, ons ontdek die spanning, ons hoor hoe die karakters praat, ons begin verstaan waar die verhaal vandaan kom en selfs waarheen dit op pad is, maar die laaste bedryf ontbreek. Nou word 'n groep uitstekende Shakespeare-akteurs gevra om die toneelstuk verder te speel. Wat moet hulle doen? Hulle kan nie sommer net enigiets doen wat hulle wil nie, dan is dit nie meer Shakespeare se verhaal nie. Maar hulle kan ook nie bloot teruggaan en die vorige bedrywe oor en oor speel nie. Hierdie verhaal moet tog vorentoe beweeg. Hulle moet hulle self so diep in die bestaande verhaal inleef, dat hulle die wêreld van die drama leer ken. Hulle moet weet wat reeds gebeur het en in watter rigting die verhaal beweeg, en dan moet hulle getrou improviseer. Wright sê, dit is 'n manier hoe ons oor die Bybel kan dink. Die Bybel vertel die groot verhaal van God en sy wêreld. Dis die eerste deel. Van die skepping en van 'n wêreld wat gebreek het, die tweede ene. Van God se pad met Israel, die derde bedryf. En dan uiteindelik van Jesus, sy lewe, sy sterwe en sy opstanding, die vierde. En dan is dit die vyfde deel, die verrassende deel. Die verhaal is nog nie verby nie. Ons word genooi om daarin te leef. En daarom lees ons nie net die Bybel om los antwoorde of reëls vir elke moontlike situasie te kry nie. Ons leer die verhaal ken, ons leer Jesus ken, en stadig maar seker begin hierdie verhaal ons vorm, sodat ons kan ontdek hoe 'n lewe in die manier van Jesus vandag kan lyk. Toe ons kinders klein was, het my dogtertjie hard geoefen vir haar eerste drama-opvoering by die skool. Die oggend van die opvoering het sy ons baie ernstig gewaarsku. Julle moet asseblief vir Boetie vashou, want die storie gaan vir hom so lekker lyk dat hy op die verhoog gaan spring en gaan begin saamspeel. Hierdie help my om te verstaan hoekom die Bybel belangrik is. Die Bybel vertel nie net 'n verhaal waarna ons van 'n afstand kyk nie. Dis 'n verhaal wat so mooi kan word dat jy wil opspring en deelneem. Vir my vriend wat wonder oor die Bybel wil ek sê, kom lees, kom leer ken Jesus en kom neem deel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord ons innooi in 'n groter storie. Help ons om self in hierdie storie in te leef en ook die mense rondom ons in te nooi en te sê, kom, daar is 'n ander manier van leef. Ons dankie daarvoor en bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.